Ons het gepraat oor vriende, maar ons weet daar is ook vyande. En vanoggend luister ek na iemand wat oor die radio praat. Ek dink dat was by die nuus wat hulle gesê het, vriend en vyand was verras. En nogal interessant dat ons so maklik die twee op dieselfde, in dieselfde sin, op dieselfde vlak gebruik. Vriende en vyande. Asof hulle eintlik van dieselfde is. En is dit regtig so verskillend? Ek dink vyande bied inderwaarheid ons die geleentheid om praktiese liefde te betoon. Weet jy dat die Bybel bykans dubbel soveel keer verwys na vyande as na vriende? Daar word na albei baie verwys, maar daar kom meer vyande kom eintlik meer ter sprake. En in Matteus 5 vers 43 tot 45 sê die Here Jesus, julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Dit is nie wat hy wil hê ons moet doen nie. Hy sê maar, ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. So liefde vir die vyand bied ons 'n geleentheid om te bewys dat ons kinders is van ons hemelse Vader. En in Efesiërs 2 vers 16 word hierdie baie belangrike ding gesê, en ek wil nou nie teologies raak nie, maar ek lees dit graag. Hy sê, Paulus sê daar, deur sy dood, dit is deur die Jesus se dood aan die kruis, het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap van die twee, en met God versoen en tot een liggaam verenig. Nou, hy sê die vyandskap beëindig, hy het mense versoen. Van wie praat hy? Jode en nie Jode. Met ander woorde, hy wil eintlik daarmee sê, dat die Jode wat aanvanklik die boodskap gekry het, ook die nie-Jode moet betrek by hierdie boodskap, want daar is nie meer vyandskap tussen hierdie twee groepe mense nie. En daarom in Titus 2 vers 6 tot 8 praat hy met die jonger manne, hy sê hulle moet verstandig optree, en dan sê hy vir Timoteus, jy self moet 'n goeie voorbeeld stel, suiwerheid in leer, waardigheid in gedrag, gesonde en onvegbare prediking. Wat is die doel van al hierdie dinge? Waarheen lei dit? Hy sê dan, as ons so maak, as 'n pastoor so die gemeente optree, en ek glo as elke leier en elke volgeling van Christus op hierdie manier sal optree, dan sal elke teenstander, met ander woorde elke vyand, in die verleentheid kom, dat hy niks slegs van ons sal kan sê nie. Dit is so belangrik, dat ons bovenal sal sorg, dat daar niks slegs van ons gesê kan word nie. Ons moet ons so gedra, en so verteenwoordig ons Christus, dat daar niks slegs van ons gesê kan word nie. Mag dit met ons so wees, dat ons vyande vir ons 'n geleentheid bied, om liefde vir die Here te bewys. En loop mooi.